Welkom by Leef die Woord. Dit is Goeie Vrydag. En ons dink vandag aan die prys wat Jesus vir ons betaal het. Met dankbaarheid in ons harte eer ons hom as die liefling van ons siele. Kom ons bid eers saam. Vader, ons loof U omdat U so wonderbaar is. Dankie dat U vir ons 'n weg gebaan het om met U versoen te word deur U Seun Jesus Christus. Jesus, dankie dat U bereid was om vir ons te doen wat ons nie vir onsself kan doen nie. Ons eer U en ons dank U daarvoor. Amen. Vir ons oordenking vandag wil ek jou vra om saam met my te lees uit Lukas 23 uit vanaf vers 50. En daar was 'n man met die naam van Josef, 'n lid van die raad, 'n goeie en 'n regverdige man. Hy het nie met hulle raad en handelswyse saamgestem nie, van Arimatea, 'n stad van die Jode, wat ook self die koninkryk van God verwag het. En hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en dit afgehaal en in linne toegedraai, en het neergelê in 'n graf wat uit rots gekap was, waar nog nooit iemand in gelê het nie. En dit was die dag van voorbereiding, die Sabbat wou aanbreek, en die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het ook gevolg in die graf gesien hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei om op die Sabbat gerus volgens die gebod. Wanneer ons hierdie woorde lees, besef ons dat dit besondere woorde is, 'n besondere gedeelte, dat daar baie gesê word. Maar ons besef ook dat daar dinge is wat nie gesê word nie, waarvan ons nog nie kennis neem nie. Lukas beskryf die verhaal van die kruisiging en dan die begrafnis van Jesus Christus op 'n eenvoudige manier, op 'n stil manier. Geen dramatiese of drastiese woorde word gebruik nie. Geen wonderwerke word bespeur nie. Selfs uit die hemel uit sien ons nie eers 'n reaksie nie. Dit is stil. Ons lees van 'n liggaam wat van 'n kruis afgehaal word, die liggaam van ons Here Jesus Christus, dat sy liggaam in doeke toegedraai word, dat sy liggaam in 'n graf gelê word, dat daar 'n steen voor die graf gerol word, en ons sien hoe mense wegstap. En midde in dit alles is daar hierdie stilte. Die kruis is leeg, die graf is vol, en dit is stil. Maar vriende, hierdie stilte is nie 'n leë stilte nie. Dit is 'n stilte wat gelaai is met betekenis en met goddelike bedrywigheid. Sou ons die woorde lees van 1 Petrus 3 vers 19 en Efesiërs 4 vers 9, dan merk ons op dat dit 'n gelaaide tydperk was, alhoewel dit op die oppervlak nie so gelyk het nie. Wanneer ons vandag dink aan hierdie stilte, ons sien dat die liggaam van Jesus Christus van die kruis afgehaal word, nadat hy gesterf het, hy sy lewe gegee het, en hy in die graf neergelê word. Wanneer ons dit sien, moet ons besef dat die werk wat Christus Jesus gekom het om te doen, dat dit afgehandel was. En dan moet ons verstaan dat die stilte wat volg, nie die stilte van 'n mislukking is nie, maar dat dit die stilte van voltooiing is. Aan die kruis het Christus Jesus uitgeroep, en ons lees dit in Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Dit beteken dat Jesus gedoen het wat hy gekom het om te doen. Dan word die graf van Jesus Christus, word die stille bevestiging daarvan, want Jesus het sy lewe gegee, hy het gesterf, en dan word hy in die graf gelê, en die graf is die bewys daarvan, dat Jesus sy lewe gegee het. En nou moet ons verstaan, dat Jesus die volle prys betaal het. Daar is niks wat meer bygevoeg hoef te word nie, of bygevoeg kan word nie, niks meer wat bybetaal moet word nie. Die verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis was volkome afgehandel. Jesus het homself vir ons oorgegee, deur sy lewe vir ons neer te lê, deur sy lewe vir ons af te lê. Die stilte van die graf van ons Here Jesus Christus kondig aan dat Christus Jesus nie opgegee het nie, dat hy nie weggedraai het nie, dat hy nie handdoek ingegooi het of tou opgegee het nie,
voordat die werk afgehandel was, voordat die werk volkome voltooi was en volbring was nie. Jesus Christus het alles gedoen wat nodig was. Hy het alles gedoen wat jy en ek nodig het, sodat ons gered kan word. En die graf is die bevestiging daarvan. Alles is gedoen wat nodig was. En dit is belangrik dat jy en ek dit moet hoor, want soms is ons geneig om te dink dat ons nog iets moet doen, nog 'n bydrae moet lewer, nog een of ander werk moet doen, in die hoop om God te beïndruk, dat hy in ons rigting sou beweeg, en dat ons sy guns op so 'n manier kon kry, of kon verdien. Maar die graf van Jesus Christus kondig aan, Jesus het die volle som betaal, hy het die volle prys betaal. Het is belangrik dat jy en ek dit moet verstaan en moet raak sien. En daarom bring die graf ons ook by 'n plek van stille vertroue, van volkome vertroue. Die disippels en die vroue wat Jesus gevolg het, moes wag en glo. Vir hulle was die hoop op die opstanding van die Here Jesus Christus nie die sekerheid wat jy en ek vandag het, en soos jy en ek dit vandag ken nie. Vir hulle was daar net stilte gewees. En kom ons wees eerlik, stilte is moeilik. Dis wanneer dit stil word, wanneer daar vrae in ons gemoed opkom. Dit is wanneer dit stil word, dat ons begin twyfel, waar die fluistering van twyfel gehoor word, en is dit nie ironies hoe hard dit soms kan skree, alhoewel dit net 'n fluistering is nie. Dis wanneer dit stil word, wanneer ons hoop getoets word. En tog moet ons insien dat stilte 'n doel het. Stilte lei ons na dieper vertroue. Wanneer alles rondom ons stil word, leer ons om nie teen ons omstandighede vas te kyk nie, net soos ons nie teen 'n leë kruis moet vaskyk, of in 'n vol graf moet vaskyk nie. Jy en ek moet leer om God te vertrou. Die gevaar van 'n graf is, dat dit ons soms lei om te dink, dat dit die einde is, dat alles te vergeefs is. Wanneer ons die verhaal van Jesus volg, en ons sien hier die lydingsweek van Jesus afspeel, hoe Jesus Christus gevangene geneem word, hoe hy gemartel word, daardie onregverdige verhoor, waardeur hy moes gaan, al die handelinge wat hy beleef het, die mishandeling, wanneer ons sien hoe Jesus aan 'n kruis vasgeslaan word, hoe hy sterf, wanneer ons die brutaliteit van dit alles sien, dan wil ons dink dat dit te vergeefs was, dat alles wat Jesus gedoen het, die hoop wat daar was, dat dit te vergeefs was, dat daar geen tekens van hoop meer oor is nie. Jesus sterf aan die kruis, sy liggaam word afgehaal, in doeke toegedraai, en hy word in 'n graf neergelê. Daar word 'n steen voor die opening gerol, en asof dit nie genoeg is nie, word dit boonop nog vertel en gesê, dat die Sabbat sou volg. Nog 'n verdere gevoel van stilte, van verwydering, van afsluiting. Maar ons almal weet, dit is nie die einde van die verhaal nie. Die stilte van die graf dra reeds die belofte van iets wat kom. Sondag kom. Die opstanding van ons Here Jesus kom. Daarom is die graf daardie heilige tussenruimte waar God besig is om iets nuuts te laat ontvou. Al kan ons dit nie nou sien nie, al kan ons dit dalk nie nou waarneem nie, wanneer ons die verhaal lees soos dit hier voor ons afspeel. Die verhaal van die graf van ons Here Jesus Christus wil jou en my uitnooi om anders oor stilte te dink. Nie as 'n teken dat God van ons vergeet het en dat alles te vergeefs is nie. Nie as 'n teken dat dinge skeef geloop het nie. Maar om te verstaan dat wanneer ons die leë kruis sien en die vol graf en die stilte, dat stilte 'n ruimte is waarin God werk, dat stilte 'n ruimte is waarin geloof gevorm word, dat stilte daardie ruimte is waar ons met hoop besiel word en waar ons leer om met verwagting te wag. Die kruisiging en die dood en die graf van ons Here Jesus Christus leer ons om te besef dat ons storie nie 'n hopelose einde het nie, maar dat dit in Christus Jesus 'n storie met 'n eindelose hoop is,
waarin jy en ek kan vashou, waarmee jy en ek besiel moet word. Vriende, moenie toelaat dat die brutaliteit van die kruis en die stilte van die graf jou onstuimig maak nie. Nee, wees stil en weet dat hy God is. Die kruis is leeg, die graf is vol en dit is stil, maar onthou ook, God was stil tevrede. Kom ons bid saam. Vader, help ons om in stilte nie wanhoopig te word nie, maar verwagting sal hê, met hoop besiel sal wees, om uit te kyk vir 'n opkoms, vir 'n opstanding, vir 'n uitweg. In Jesus se naam. Amen.